Goeiedag geliefdes, ek hoop het gaan regtig goed met jou vandag. Van my en die hele beleefspan, dankie dat jy weer inskakel. Ons waardeer regtig vir julle baie meer as wat julle moontlik besef. En ek hoop hierdie week se oordeenkings tot dusver het jou geraak en jou geroer. Nou kan ek jou iets vra. Het jy al ooit gedink, hoe het ek hier gekom? Hoe het ek hier beland? Nie fisies nie, maar geestelik. Jy kyk terug en jy besef, jy voel nie meer so naby aan God soos jy voorheen gedoen het nie. Jy is nie meer so sensitief vir sy stem nie. En dalk wonder jy, wanneer het dit gebeur? Waar het dit gebeur? Waar het God van my so begin stil raak? Ek verstaan nie hoe ek hier beland het nie. Die skrywer van Hebreërs waarsku ons in Hebreërs 2 vers 1, luister na hierdie kosbare woorde. Hy sê, daarom moet ons des te meer aandag gee aan wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdryf nie. Daai woord wegdryf is wat vir my so uitstaan, is vir my so powerful is van hierdie gedeelte. Dit sê eintlik, dit gebeur nie skielik nie, jy het nie weggegly nie, jy het nie weggeval nie, jy het weggedryf, dit is nie skielik nie, dit gebeur nie dramaties, dit gebeur stadig, stil, baie keer is dit sommer onopsigtelik, soos 'n boot wat nie vasgemeer is nie, hy dryf net bietjie vir bietjie, stadig, maar seker begin dryf hy weg, en voor jy ooit fees jy baie ver weg van die oewer en jy is in gevaar. Jy besef dit eers wanneer jy reeds eintlik te ver is. En nou is dit regtig 'n probleem. Kan ek dit dalk baie prakties maak vir ons? Dis daai oomblik waar jy sê, ek sal later hieroor bid. Daai dag wat jy sê, ek voel nie vandag lus vir God se woord nie. Wil die Bybel lees nie vandag nie. Ek sal môre, wanneer ek lus is daarvoor. Daai nudge, nee, ek praat heel week nog van hierdie nudge, hierdie Heilige Gees wat vir ons bietjie prikkel en skuif, nee. Daai vergifnis wat jy uitstel, daai klein kompromie wat jy toelaat. Jy sien geliefde, dis nie groot rebellie nie, dis daai klein ignore oomblikke, daai klein oomblikke wat jy net ignoreer wat die Heilige Gees vir jou oorprikkel. Maar oor tyd, dan bou dit op, oor tyd dryf jy weg, en voor jy oë uitvee, voel jy ver van God af. Dis nie omdat hy wegbeweeg het nie, hy het niks gedoen nie, hy is presies waar hy nog altyd was, naby aan jou, maar omdat jy stadig wegdryf, begin beleef jy God as ver. So dink gou hieroor, is daar dalk areas in jou lewe, waar jy besig is om stadig maar seker weg te dryf? Het gaan nie oor goed dat son is nie, dis net klein gewoontes, klein besluite, klein oomblikke, waar jy net nie luister nie. En hier's die goeie nuus. Jy kan vandag weer jouself vasmaak, seker maak jy's geanker, dat jy nie hoef weg te dryf nie, jy hoef nie eers groot dinge te doen nie, net begin deur weer aandag te gee. Jy moet net weer begin aandag gee. Ek wil dit terugvat aan die vers sê, gee des te meer aandag, sodat ons nie wegdryf nie. Met ander woorde, word meer en meer bewus, word weer bewus, luister weer, reageer weer, maak weer klein regte keuses. Want net soos jy wegdryf, is die mooi waarheid, kan jy ook onmiddellik terugbeweeg na die standvastige nabyheid van God. Een gehoorsame tree op 'n slag. Dis al wat ons moet doen. Geliefde, ek hoop hierdie oordeenking roer jou hart. Ek hoop hierdie oordeenking help jou besef dat God is nie ver nie. Hy wil naby wees. Hy wil hê ons moet nie wegdryf nie. So, kom ons raak meer bewus. Kom ons raak meer ernstig oor hy klein keuses wat ons daagliks maak. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir die genade oor ons lewens, en dankie vir die woorde van die Hebreërs skrywer, dat ons des te meer moet bewus raak, dat ons nie wegdryf van God nie. Daarom vra ek, Here, kom wakker my gedagtes aan, kom prikkel weer my hart, dat my hart weer vol passie sal wees, vir dit wat saak maak, vir dit wat reg is, vir dit wat goed is, dit vir die stem wat naby is, Here, dat ek nie klein kompromieë sal ingee, dat ons nie sal stelselmatig wegdryf met swak besluite nie, maar Here, dat ons konstant sal bly luister na die stem van die Heilige Gees, daai sagte prikkels, daai konstante roepstem wat met ons praat, wat vir ons waarsku, wat ons vermaan, wat vir ons inspireer, wat vir ons oproep tot iets meer, Here. Dit is waarvoor ons moet uitkyk, dit is waarvoor ons moet luister, en ek weet, Here, U praat heeltyd met ons, en daarom vir daai genade, kan ons U vanoggend vereer en vir U dankie sê. Ons loof U, ons eer U, en mag ons lewens U verheerlik in hoe ons lewe, hoe ons wandel hierdie kant van die hemel. Ons bid dit alles in die kosbare, mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.